Goeiedag Forsies en welkom by nog 'n aflewering van die Graad 9 Tegnologie Minipad. Grade 9 Technology Minipad. So ons gaan vandag nou weer 'n bietjie gesels oor die Tegnologie Minipad en ons gaan vir jou so 'n bietjie spesifiek vandag kyk ons na die hele storie rondom om jou kassie te maak. Nou ja, jy het intussen het jy nou reeds hierdie vragies vir deel 1 gedoen. Ek het dit saam met jou deurgegaan, jy het gekyk na jou eerste 50 punte met die ondersoek, die ontwerp. After you've done the design, you did it on this paper that you can print out. And of course, then there's also the evaluation, where you had to answer some questions. But for today's purpose, we're going to focus on the make. So jy kyk na die maak, en dan gaan we vir jou sê wat jy kyk waarna ons kyk. Goed. So eerstens, jy moet 'n kassie maak wat ooreenstem met jou ontwerp. Hy moet waterbestand wees, hy moet geverf wees met jou kenteken. Ek gaan nie dit vir jou wys nie. Ek gaan basically vir jou wys hoe moet hy aan mekaar gesit word. Die battery gaan jy binne-in monteer, dit kry jy saam met die stelletjie, die skakelaar moet vas wees en die voelpenne word gemaak van brazing rod. Nee, ons praat van bronsdraad. Goed, so al hierdie inligting is reeds in jou werkskaart. So what you'll have to do is you're going to have to build first your case and then do your electronic circuit. So vandag kyk ons spesifiek na die maak van die kassie. Onthou, jy moet 'n skroef in jou kassie se deksel sit, sodat ek dit kan oopmaak vir die inspeksie. En dan as ons nou by die boordjie kom, dan gaan ek vir jou punte gee vir die werking daarvan. So now you can see that there's a couple of things to do, but for now, this video, we're going to concentrate on how do I make a enclosure. Nou ja, saam met die boustelletjie wat ek vir jou gee, kom al die parte van hierdie kassie. So ons gaan nou voorts, gaan ons dan nou kyk na spesifiek, hoe moet jy hierdie kassie bou. Nog 'n ding wat interessant is dat die LED moet ook daarin wees, maar dit moet so wys naby die skakelaar, sodat mense kan sien as die kring aktiveer, en dan natuurlik as jy die drade deursit, dan moet die koper wys nie. Goed, hier is die kassie. Dit is nie die spesifieke kassie nie, maar dit is hoe ek my kassies vervaardig. Dit is ook so 'n tipe kassie wat jy gaan kry binne in jou. So hy kom in 'n plastiek sakkie soos daai, en wanneer jy vir hom kry, dan gaan jy sien uit verskillende dele. Jy gaan ook nodig hê om hom aan mekaar te sit 'n bietjie houtgom. Dis wat ek nou net so 'n bietjie houtgom saamgebring vir die doel van die oefening, en jy gaan sien hoe min van hierdie gom gaan ons gebruik. Moenie te veel daarvan gebruik nie, dit sal 'n gemors maak. Daai is nou blou isolasieband, insulation tape that we're going to use to clamp our box together. So ek sal vir jou wys hoe gaan ons dit ook gebruik. Goed, maar nou wil ons eers 'n messie gebruik om die pakkie oop te sny. Goed, wees maar net versigtig as jy daarmee werk. Om die gommie af te vee, 'n stukkie sneesie, oftewel toiletpapier. Right, kom ons begin nou, en ons begin nou heel eerste om ons kassie oop te sny. Maak jou lemmetjie oop, wees versigtig vir jou vingers. En dan sny jy vir hom nou oop, so met die lengte, haal die parte uit. En as jy nou die parte uithaal, gaan jy sien dat daar is 4 stukkies hout. Goed. 2 van die voorkant en die agterkant, 2 vir die linker en die regterkant, en dan ook die deurskynende plastiek. Dit is vir die bo en die onderkant. Goed. Hulle het dan ook beskermende plastiek boor. Ek gaan nou vir jou wys hoe haal 'n mens dit ook af. Dit is ook sodat ek dit kan merk, dat ek kan sien van onderaf hoe lyk jou soldeerwerk, en dit maak dit vir my makliker om vir jou punte te gee. Ons het eers daai gegaan net een kant, en dan gaan kyk ons na die kante. Hierdie is die kante, en daar is die voor en die agterkant. Nou, jy gaan sien dat die voor en die agterkant is nie ewe lank nie, maar hulle kom spesifiek sodat ons die punte aan mekaar kan plak, en die laer kant is dat die deksel kan in en uitglip. So daar is die linkerkant, hy pas mooi agter die voorste gedeelte in, en jy sal sien dat daai stuk deurskynende perspex pas binne-in, soos ek vir jou daar wys. Hy pas binne in die gleufie, en wat hy dan doen is, dan kan die onderste ene nie uitkom nie. Jy plak nou daai links en regs vas. Goed, en dan gaan jy die agterkant gaan jy dan ook dan sal jy vasplak met die dekseltjie onderin. So kom ons sit die stukkies plat,
sodat ons hom aan mekaar kan begin sit. Heel eerste wil ek vir jou wys dat, sien jy daar, pas hy in die gleufie in. En daar's net genoeg spasie weerskante vir die voor en die agterkant wat dan saam met die linkerkant, daar gaan hy in. En dan ook die regterkant, daar gaan hy in. So hy word dan daar vasgeplak, ek gaan 'n bietjie gom aansmeer, en dan heel laaste, dan sal die agterkant bykom. Maar as julle sal maar moet help, die handjies is maar nog bietjie dom, maar dit is nie so moeilik nie. Jy gaan sien, binne die volgende 5 minute as jou kassie klaar. Goed, ons sit nou die punte aan een kant toe, en dan gaan ons nou eers gou die beskermende plastiek moet aftrek, sodat ons hom aan mekaar kan sit. So wat jy doen is, jy vat nou daai so op die hoekie, as jy sien, daar's 'n beskermende laagie plastiek, so om te keer dat hy gekrap word terwyl hy vervaardig word. So daar gaan jy nou sien, trek ek die hoekie nou af, dan kom hy nou saam, en as ek hom nou mooi aftrek, dan kan jy sien, kyk nou net daar kom hy mooi af. Dit is so 'n weerskynende plastiek, wat maar net daar is om die perspex te beskerm. Plexiglas is sy ander naam. Goed, en dan daar gaan ons aan die ander kant, so uit weerskante het hy so 'n blouerige plastiek wat jy dan gaan aftrek. Ons trek nog nie die deksels in af nie, ons sal dit later doen. Hier is die onderkant. Jy sal sien hy's 'n bietjie kleiner ook. Reg, nou is ek reg. Volgende ding wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou kyk om my gom nader te trek. En as ek nou my gom nader getrek het, dan wil ek net vir jou sê, moenie te veel gom opsit nie. En jy gaan nou sien hoe min gaan ek gebruik. So ek vat net so 'n puntjie op my vinger, daar is so 'n vingerpuntjie vol. En nou gaan ek vir jou wys wat gaan ek doen. As die voorkant, ek gaan nie aan hom gom smeer nie, ek gaan aan die linkerkant se voorste punt smeer. Hier sien jy, kyk hoe dun streepies is dit. Baie min. Nee, en dan draai ek hom nou om, ek gaan nou sy agterkant ook doen, maar nie te veel waar die oor die nou ekstra is nie, want dan kan hy nou nogal 'n gemors maak. Nou gaan ek hom omdraai, gaan ek die agterkant ook doen, kyk hoe min smeer ek aan. Jy kan lesies môre, né? Jy kan 'n groot gemors maak as jy te veel sit. Goed, ek sit hom neer, en dan moet ek natuurlik nou die regterkant ook doen. So die regterkant kry ook 'n bietjie gom. Soos hy kry sy bietjie gom daar om hom vas te hou. Pragtig. En dan gaan ek sy agterkant ook gou doen met so 'n laaste bietjie van die wit houtgom. Sommige panel of alkohol of soos. Jy kan dit gebruik wat ek al wil. Goed, dan gaan ek nou eers so 'n bietjie net my vinger bietjie skoon maak. Voor in die agterkant, maar nêrens anders gom nie, hoor. Nou sit ek die plexiglas in, en dan gaan ek begin om die kante in te sit. En jy sal sien, as ek hom insit, dan onmiddellik wil die gom om 'n bietjie vashou. So as ek druk hom net so effens vas, sien jy, kom, daar waar hy gom. Die gom is ons daai. So hy hou hom al klaar vas. Dan vat ek nou die linkerkant, ek maak seker ek het die gleufie reg. En soos hy. Druk ek hom nou vas. Nou ja, wat moet nou gebeur? Die agterkant. Die agterkant gaan ek nou mooi oor hom pas. En daar is hy. Goed, wat gebeur nou volgende? Ja? Nou gaan ek begin om hom te klop. Eers my hande bietjie skoon maak, en so 'n bietjie die gom wat ek op die tafel gemors het af te vee. Goed, nou gaan ek ekstra gom wat onnodig baie is. Baie versigtig afvee, sodat ek nie met julle op kassie in sy glorie in weer uit mekaar het al nie, so sien ek ondersteun die kassie met my hande. En daar is hy. Nou maak jy die hoekies moetjies by mekaar, kyk dit alles net maar by mekaar pas. So die ekstra gompies nou weer af, daar voor en agter en links en regs. Wees versigtig om te veel druk toe te pas aan jou kassie. Mooi stewig. Goed, daar het ek my gom toegemaak, so jy kan sien wat ek nou gaan doen is, nou gaan ek volgende stap doen. Volgende stap sal wees om nou hierdie ouetjie mooi aan mekaar te laat sit, sodat hy kan droog word. Nou, om dit te doen, gaan jy nou jou insulation tape nodig hê. 'n Kassie wat netjies is, kan vir my wys dat jy 'n bietjie moeite gedoen. Daar's die insulation tape, isolasieband. Right? What I'm going to do with the insulation tape is I'm going to pull it all around the four sides. You can see I'm pressing the front and the back together to hold the case together, and I'm going to pull a little bit. Ek vat hom reg rondom. Jy
Sien, hy is nog so 'n bietjie flimsy. Right, skerp mesie, sny die ekstra af, net een keer op. Meer as een keer omgaan. Waar is hy? Kyk hoe maklik was dit. Nou, het jy die geleentheid om die hoekies mooi te skuif. Kan jy sien, hy is nog baie maklik om rond te skuif en 'n posisie te kry. En terwyl ons dan die geleentheid het, kom ons skuif na die hoekies en die kantjies om mooi by mekaar uit te kom. Die bo en die onderkante moet ook baie mooi by mekaar uitkom. Anders gaan jy 'n ou slordige lelike kas hê. So, jy moet nou mooi kyk dat jy die hoekies mooi netjies by mekaar sit. Maar nog is ons nie klaar nie. Nadat ons so mooi aan mekaar gesit het, moet ons nog kyk of die deksel gaan inpas. Goed, soos ons die deksel ingry daar in daai gleefies van agteraf. So nou gaan jy sien, ek gaan nou die dekseltjie vat. Ek trek nie nou al sy plastiek af nie, as jy nou al nodig nie. Ek kom eers aan die linkerkant in, en as dit nou nodig is, dan skuif ek die gom is nog nat, so ek kan die deeltjies bietjie afskuif, en dit is sodat ek kan sien of my kassie se dele mooi aan mekaar pas. Goed, daar pas ek dit nou mooi in, en jy moet dit doen terwyl hy nog nat is, want as hy eers droog is, dan kan jy nie met die paneeltjies skuif nie. Jy sien hoe toets ek hom, dat hy los ingaan, reg, en dan kyk ek kom hy los, hy moet so maklik heen en weer kan gly, sodat ek hom later weer kan oopmaak. Ook moet ek seker maak dat ek nou nie iets vasgom, want dan sit die deksel vas nie. Daar kan jy sien, hy beweeg maklik in en uit. Daar gaan ek die skroefie insit, wanneer ek nou, ek sê mos jou, die kassie moet kan toemaak met die skroefie. Dis waar hy gaan ingaan. Hier is die onderkant, en dis waardeur ek gaan kyk na jou PC-board se soldeerwerk. Goed, dis die onderkant, en as jy kan sien, ek kan deursien, en daar is die bokant, ek sê jy kan sien. En die dekseltjie kan lekker in en uit gly. Goed, my kassie, soos jy kan sien, is nou klaar. En nou moet ek hom los, jy los ons 24 uur, dat jou gom lekker droog word. En wat jy dan gaan doen is, die volgende stap is dan, jy gaan dan nou kyk, wanneer hy droog is, haal jy die tape af, en die tape wat buitekant om is net duidelik. Nou gaan jy jou kenteken hierso so sit, jy gaan met houtgom smeer, en dan, nadat jy met houtgom gesmeer het, dan druk jy die papier vas, waarop jou kenteken is, en dan decoupage jy vir hom vas. Daar is jou kenteken aan die een kant baie mooi. Daarvoor kry jy punte, sodoende dis die moeite werd. Dan as jy vir hom gaan omdraai, dan gaan jy sien, daar is jou kenteken, en dan aan die ander kant, hier gaan jy jou naam opsit, ook op papier, jy knip hom uit, en jy plak hom vas, en daarvoor kry jy punte. Dankie dat jy gekyk het. Die volgende wat ons gaan bou, is die PC-board. Right, jou kassie is nou gereed. Baie dankie oukies, en dankie dat julle ingeskakel het.